Dit is nou wat nog gaan gebeur. Die boere gee vir die mense lorries om dorp toe te kom. Hulle kom Crowsley. Wat gebeur? Die taxis lei die mense af van die lorries af. Hulle slaat die mense. Hulle het maskers op. Hoe gaan die mense tot die bydrae van die ekonomie van die dorings? Terwyl ons polisie so min is. Wat my die hartseerste gemaak. Ek staan daar in die dorp. Hulle lei die mannetjie se kar uit, hulle slaan die mannetjie. Wat gebeur is? Die wen ry daar verby. Ek hou vas my kop, ek dink, hoekom is hulle nou hier? Die mense kriseer hierso. Hulle ry verby. Weereens dat ek nie reg, die polisie daarmee bemoei nie, want hulle is ook bang vir hulle lewens. Maar polisie moet versterk word in die dorings. Ek het laas vorige jaar gevra, toe gaan ek na die polistasie toe, ek het saam die kaptein gepraat daar, vra ek, kan daar nie net ten minste, elke 3 uur een patrolering ben is, of kry dan een mobiele polistasie, wat net daar kan wees, wat kan ek daar. Dit is nie lekker hoe dat hier gaan nie. Ons het kinders wat loop aan die strate. Dit wat die boe gebeur, gaan nou daarna toe na ons toe kom. Die mense gaan weg hardloop hier van boe af, as daar niks gedoen word nie. Die mense gaan hardloop hier van boe af, dan kom hulle daarna toe, na wijk 4 toe. Dan sit ons met dieselfde probleem. Asseblief, ek vraag, doen iets omtrent dit. Kry die polisie, kry die mag. Destijds was daar poliskotes geweest. Maar die jare is daar nie poliskotes nie. Die polisie moet selfs tussen die gemeenskap bly. Dit is hoekom hulle bang is vir hulle lewens. Hulle wil iets doen, maar hoe? Hulle bly tussen die mense. Hulle lewens is 'n gevaar. Waar is die poliskotes wat daar gewees het? As dood. Die polisie moet daar tussen die mense bly. Hulle moet public transport gebruik maak. Wat gevaarlik is vir hulle. Daar blame ons altyd die polisie doen niks, die polisie doen niks. Minister, asseblief, kyk na hierdie klasgoeders. Asseblief. Die ander punt is wat ek wil maak is, die mense wat die mense so skiet, ek het dit self gesien. Hy word gevang, dan kry 'n byl van R1000, dan kom hy uit. As hy buite kan kom, dan gaan hy maar net voort met sy skieter. Hoe werk ons justice system dan nou? Hoe werk dit dan nou? Hy fail ons. Daar bly hulle sê, die gemeenskap moet iets doen. Maar jy gee die persoon 'n byl, which means hy moet weer nog moorde kom maak. R1000 byl. Deputy Minister, die ander punt, laaste punt wat ek wil maak, ons het klinieks aan Orchard. Daar is nie afdakke nie, die mense moet daar sit, buitekant. Jy sit daar buitekant, dit is koud, dit reën, want jy moet daar wees, dit is vir jou gezondheid. Hulle gee vir die mense afsprake. Ek verstaan nie, jy moet 'n afspraak gaan maak by die kliniek, jy is nou siek. Jy moet nou 'n afspraak gaan maak daar. Jy soek nou hulp. Dis mos nie reg nie. Iets moet gedoen raak daar. Asseblief. Baie dankie. My name is Michael Gwe. I am from Ward 4. Now Ward 4 is surrounded with many farms. The farm people also contribute. Yes, they contribute to the economy. Now that the season is done, the farm owners give the lorries to the people to come and do their shopping. And then the taxi owners, they take off the people, they hit them with balaclavas on. You can't see them. What makes my heart very sore was when I noticed one day someone
that was loading people in a car. The taxi people, they come and hit that person. And then the police van passed by without doing anything. That hurts my heart. The police station are too small. There are too little people to serve all of us. Now, when someone has been caught, that someone, the accused gets 1,000 rand bail, is out again. Where is our justice system? Police, men and women, they stays between us in the sex, and that's a problem. Where is the police cottages where the police men and women can stay? Now, the police make use of the taxi transport, and that's a risk for their lives. We need to look into that. Minister, please look into that. The clinics that we are using, there is no cover for the people. They sit outside. And when you are sick, you are sick. You need attendance now, but the clinic says you must make an appointment. That is not right. I thank you. Goedemiddag, ek is Maslin Jansen. Ek het net so 3 vragies. Verlede jaar, November, toe was ons ook met die engagement met die polisie. Die vergadering was so goed deurgegee nie, maar die wat wel was, hulle onthou wat gebeur het die aand. Daar was van die brigadiers en stasiebevelvoerders, daar was 'n deputy Meyer, daar was councillors in die meeting. Hulle die aand gesê, hulle is daar die aand om oplossings te kom bring vir die dorings van 'n vorige Imbizo af. Nou my vraag is net, ons kan nie elke keer Imbizo, en daar is die oplossings nie. Vanaf die vergadering het die crime net toegeneem. My vraag die aand was, ek weet nie, kan jy nou brigadier wat weet. My vraag die aand was, kan ek dink die polisie het steeds meer van die dorings nie. Hulle het steeds van die crime, maar hulle het steeds van die inwoners nie. My vraag was, kan die polisie in samewerking met Home Affairs, met die munisipaliteit, nie ingryp in die dorings nie. Want ek dink 'n paar jaar terug het die polisie dit op hulle eie gedoen sonder die ander 2 swere en dit het vrugte afgewerp. En dat ek net een laaste vraagie. Somtyds word ons as gemeenskap nie goed hanteer onder by die AK nie. Dit wil nie sê dis almal wat daar werk of wat aan diens is nie. Maar almal van ons wat daar instap is nie altyd geletterd nie. Ons is nie altyd die kriminele. So ons voel ons moenie altyd so lelik hanteer word nie. Daar is maniere hoe mens dinge kan doen en ek dink as jy lelik hanteer word, dan kan jy lelik terug ver. Maar en as nog 'n ander ding, ons wil graag weet wanneer die volgende GPF verkiesing, want die dorings kan nie vir ons presies sê nie, en dit is ons concern, omdat dit is 'n interim en dinge vorder net in die dorings. So ons wil graag weet, wanneer sal die volgende GPF verkiesing wees? Dankie. My name is Marcel Johnson. There was last year November an engagement with the police. The deputy mayor, councillors, brigadiers, they were here. They said they bring solutions for us. It's a previous Imbizo, from the previous Imbizo. But after that visit, the crime has just increased. Murders has increased. The police station, people working there, they must handle us with care sometimes. Many of us, we did not go to school. We don't have university. We are not the criminals. We are coming sometimes just for information. But the way they treat us, but I must say it's not all of them, they treat us very bad, as if we are the criminal. And that is not right. Now we ask that the police must come with the Home Affairs to come and specially check those that do not have IDs.
those that are illegal in the Dorings. The previous project of the police was very good. We had seen the results. We want them to do that project again. Now, we really need the GPF, the police forum, the CPF to be elected. There's an interim CPF and nothing is happening. We are asking, when can that CPF be elected? Thank you. Next person. Goeiemôre. Ek groet vanmiddag die ministers, al die ministers, die polisie, die familie van Woester. Een en elk vanmiddag groet ek die polisie van die Dorings ook. Groet ek vanmiddag. My naam is Getreda Kok. Ek kom net om te kom vra in verband met my suster wat 2 jaar verdwyn het uit die Dorings uit. Missing person. En wat ek gesien het, Jocelyn Smith, die meisiekind wat verdwyn het, sy het alles oopgevlek op die TV. Alles. Ek was in Kempton Park. Ek het daar gesien oor die TV. Groot mense sowel as kinders is jare vermis. Toe kom ek vra hier in die Dorings, waar is my suster se